Laat dit by jou inskerp. Laat dit by jou inskerp. Kom ons begin. Prent dit in. Prent dit in. Sê vir die ou langs jou, prent dit in. Prent dit in. Het jy al gesien? Levitikus sê, jy mag nie 'n ingeprikte tekening in jou liggaam maak nie. Nou, die wat nou miskien tattoos het, ek gaan nou nie vir jou sê, jy gaan hel toe of iets nie, ons gaan nou nie daaroor uitbrei nie. Die Here is genade vir ons almal, maar daai tattoo, baie mense sit vandag met tattoos wat hulle wil uithaal. Hulle kan nie, hoekom? Hy's ingeprik. Net so kom God vanoggend en hy sê vir jou, prent dit in, kry dit in jou gees, kry dit in jou siel en leef dit. En dan begin ons Eksodus 17 vers 14. Toe sê die Here vir Moses, skryf dit as 'n aandenking in 'n boek en prent dit vir Josua in. Hoekom het die Here vir Moses gesê om dit vir Josua te sê? Want Josua was Moses se opvolger. Josua was die een wat by Moses die leiersels moet vat. Hy sê, prent dit in, dat ek die gedagtes van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. En die Engels sê, imprint it. Imprint it. Dit beteken to fix an idea firmly in the mind, or to make a mark on a surface by pressing. As jy baie keer, wie van julle het al 'n witbord gehad, en dan kry jou kind 'n permanent marker in die hande, en dan skryf hulle op daai ding wat jy nie wil gehad het, hy moes opskryf nie. Dan is jy nie baie gelukkig nie. Nou so sê die Here vir my en jou vanoggend, prent dit in, kry dit in jou gees, kry dit in jou verstand. Sorry, die waarheid van God se woord moet in ons gees ingebrand word. Die een Engelse vertaling van hierdie Eksodus 17 vers 14 sê, to rehearse it. Nou het jy al gesien ouens wat oefen vir 'n drama. Hulle rehearse dit mos, hulle gaan dit mos oor, hulle oefen dit en oefen dit en oefen dit, totdat hulle dit reg kry. En weet jy, dis met my en jou vandag so. Ons moet dit inprent, ons moet God se woord in ons gedagtes, in ons gees, in ons siele inprent. Want as dit daarin is, kan niemand dit vat nie. Dink net, wie van julle, as jou Bybel nou weggevat word, wie van julle kan sê, Here, ek ken daarom 'n paar skrifte. Of gaan jy sonder daai Bybel kan sê, Here, dit is nie hier ingeprint nie. Onthou, ek sê altyd, as dit hier ingeprint is, wat gebeur? Jy vergeet dit. Kry dit in jou hart ingeprint. Want iets wat in jou hart is, leef jy. Iets wat in jou kop is, vergeet jy. Dit raak weg na 'n rukkie. Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man, dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind, dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Weet julle, alles wat in hierdie woord staan, tot vandag toe, het al in vervulling gekom, en is besig om in vervulling te kom. As jy nie meer antwoorde het nie, gaan terug na die boek van die lewe toe, uit al die antwoorde wat ek en jy nodig het. Kry hom in jou hart, sê, Here, as die duiwel my aanval, weet jy hoekom struikel ons baie keer? Omdat ons nie God se woord ken nie, omdat ons nie weet wat sê God se woord nie, en weet jy, dan kom die duiwel en sit hy snaakse gedagtes in jou kop, en dan glo jy wat die duiwel vir jou sê. As Jesus sê jy is genees, is jy genees. As Jesus sê jy is meer as 'n oorwinnaar, is jy meer as 'n oorwinnaar. As hy sê jy is goed genoeg, jy is tot alles in staat, deur Christus wat vir jou die krag gee, dan kan jy dit doen. Eksodus 17 vers 14, die tweede gedeelte, dat ek die gedagtenis van Amalek onder die heelal heeltemal sal uitdelg. Nou, wie was Amalek? Wie was die volk Amalek? Weet jy, die eerste volk wat die Israeliete teëgegaan het, toe hulle uit die woestyn uitgekom het, toe hulle op pad is na die beloofde land in Sinai, by die berg Sinai, was die Amalekiete gewees. Hulle het die Israeliete hulle lewe lank aangeval. Wie val my en jou vandag aan? Die Satan. Vandag is hy net soos wat Amalek hulle vyand was, is die Satan my en jou vyand. Hy val jou aan. En weet jy, hierdie Amalek het Saul sy koningskap gekos. Weet julle dit? Ek dink is in 1 Samuel 15 of 17, toe sê die Here vir Saul, tref Amalek met die bandvloek. Mag alles dood, diere, katte, honde, kinders, you name it.
Hulle spaar die koning se lewe, hulle neem hom gevangene, hulle vat die bandvloek, hulle vat van die beste en hulle gebruik dit. En die profeet kom by Saul en hy sê vir Saul, wat se gebler hoor ek? En Saul sê, die manskappe, kyk hoe wat doen Saul. Julle weet ons doen ons altyd blame shift. Here, dis nie ek nie. Vader, dit was hierdie Eva. Dit was hierdie vrou wat U vir my gegee het. En Eva kom en sê, Here, dit was nie ek nie, dit was hierdie slang wat op my pad gekom het. En julle sien, ons doen nie altyd blame shift. En Saul sê, maar die manskappe, wat wou hulle doen? Hulle wou dit vir die Here offer. En die Here sê vir Saul, is gehoorsaamheid nie belangriker as offerandes nie. As ek en jy voor God staan, wat gaan hy vir jou vra? Wat gaan hy vir jou vra? Hy sê, daar's een wat jou in die laaste dag gaan oordeel. En wat is dit? My woord. Johannes 12 vers 48 sê, daar's een wat jou, hierdie woord, hy gaan vir jou vra, Malcolm, het jy hierdie woord gehad? Ja, Here. Wat het jy met hom gedoen? Here, ek het hom daar op 'n rakkie gesit, en hy daar gelê, en so nou en dan, as ek hom so 'n bietjie in die moeilikheid was, dan trek ek hom soos 'n spaarwiel nader. En dan gaan die Here sê, okay, die woord wat jy geken het jy dit gevolg? Saul het dit nie gedoen nie, die Here gee hom 'n woord, en weet jy wat? Hy moes Amalek doodgaan, en toe vat Saul hierdie koning en hy maak hom dood. En toe vat hy al hierdie goed. Jy sien, ons speel partykeer met die duiwel. Ons dink die duiwel is ons chommy. Ons dink hy is ons speelmaat, ons wil op sy stoepe gaan speel en dink die Here gaan ons los. Ag, die duiwel gaan ons uitlos. Hy gaan jou nie uitlos nie. Jy kan nie op sy stoepe gaan speel en sy werke gaan doen en sê, Here, jy weet wat doen die duiwel met ons vandag. Hy vat die woord, dan draai hy hom so bietjie. Net dat hy by jou pas. Net dat dit vir jou maklik klink. Net dat dit vir jou voel, dis 'n feel-good evangelie. Die evangelie is nie 'n feel-good evangelie nie. Die evangelie is die waarheid. Dis die waarheid. Dis iets, Bybel, ek hoor partykeer sê iemand, hulle vertel die kinders die storie van Jesus. Jesus is nie 'n storie nie. Dis die waarheid. Ja, is 'n storie, maar is 'n ware storie. Dis nie net 'n storie nie. Dis 'n storie met beginsels. Dis 'n storie met feite. Dis 'n storie wat geskryf is en wat gebeur het. Dis nie net 'n fairy tale nie. Dit het regtig gebeur. Vandag is die duiwel my en jou vyand. Wat doen hy? Wat is hy besig om met my en jou te doen? 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter. Hy bedoel nugter, bedoel hy oopkop. Sien die aanvalle, sien wat probeer die duiwel in jou lewe doen. Wees nugter en waaksaam. Weet julle, ek ry vanoggend op pad hier na die bid hier toe. Ek en Martin bid as al ander is wat op sonnagoggend 6:00 wil kom saam bid, julle is meer as welkom. En terwyl ek so ry, sê die Here vir my, begin 'n 24 uur gebedslyn. Ons gaan dit die week na hierdie week, volgende week, gaan ons dit begin opstel. Ons gaan vir die ouens vra, wat se tyd van die dag kan jy bid? As jy 'n uur kan bid, as jy 'n halfuur kan bid, en dis wat hy sê, wees nugter en waaksaam. Hoe is ons waaksaam? In die gebed. Waak en bid. Waak en bid, hoe waak jy? Jy sit saad in die grond, jy bid oor daai saad, jy bely daai saad, met ander woorde, jy bely God se woord. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die vyand, die duiwel, loop rond, soos 'n brullende leeu en hy soek. Weet jy, hy kyk, wanneer kry hy inslag in jou lewe? Wanneer kry hy hou vas op jou lewe? Wanneer hy oop deur kry. Wanneer daar sonde is wat mense nie van weet nie. En hy sien daai sonde, hy sien wat in hierdie gedagtes aan die gang is. Die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie, weet jy dit? Hy kan nie. Maar hy prent saadjies in jou gedagtes en jy voed hom. Jy het ons die storie gehoor van die seentjie met die 2 beere, wat gedroom het oor die 2 beere, en hy sê, pa, gisterand het ek 'n droom gehad van 'n goeie en 'n slegte beer, en hulle is besig om te beklei. Hy sê, pa, en toe ek wakker word, en skielik skrik ek wakker, en ek weet nie wat 'n beer gaan wen nie. En wat sê sy pa vir hom? Die beer wat jy die meeste kos gee. As jy die Satan kans in jou lewe gee, as jy hom voed, die hele tyd negatiewe goed voed, wat dink jy gaan gebeur? Dit gaan ons die sterkste word. As ek die kos kry nie, gaan ek nie lyk soos ek nou lyk nie. Julle weet wanneer jy gaan dit sleg by 'n kerk. As hy pastoor so rietmaar is, dan weet jy, dit gaan nie goed nie, ek spot. Nee, ek spot, ons lyk so lekker, want ons eet so lekker. Maar weet jy wat, die duiwel is so slim. As jy hom die meeste kos gee, dit wat jy hom voed in jou lewe, hy loop rond en hy soek. Hy sit en kyk die hele tyd. Hy is so besig, weet jy, hy is nie lui nie.
Ons sit eendag by 'n vergadering en ons 'n klomp pastore en ons sit so in gesels en een pastoor sê, ek sit met iemand wat op 'n egskeiding is. Die ander een sê, my lidmaat het sy werk verloor en die ander een sê, my lidmaat hy's depressief en so kla ons. En ons is 'n ander pastoor, Tinus Botha, die volgende week, hy sê man, en almal sê die duiwel. En nou Tinus haak af, hy sê man, prys die Here vir die duiwel. Ons sê, wat's fout met jou Tinus? Hy sê, het julle gedink as dit nie vir die duiwel was nie, het ons nie 'n job gehad nie. So, daar's altyd iets goed, maar moenie die duiwel kos gee in jou lewe nie. Bestraf hom, weerstaan hom, wys hom weg. Wat wil die Here vandag vir my en jou inprent? Wat wil hy vandag in ons gedagtes inprent? Daar's twee goed wat net twee hoofgoed, daar's so baie, maar ek wil net by twee stil staan. Die eerste een is Jesaja 1, vanaf vers 16. Hy sê, was julle, reinig julle. Met ander woorde, was jou gees, was jou siel, reinig jou siel, vat alles wat jy bo God sit, vat dit uit jou gees uit, vat dit uit jou siel uit. Hy sê, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer, hoor jy wat sê hy? Leer om goed te doen. Dis 'n gewoonte. Hulle sê as jy iets 17 keer gedoen het, dan kry jy dit reg. So beloof my nou, jy gaan vir die volgende 17 Sondae in die kerk wees. Julle moes nou almal gesê het, amen. Okay, as jy nie gaan wees, jy sê eina. Ons wil jou bid. Die Here gaan jou aankla. Nee, hy gaan jou aankla nie, hy gaan jou oortuig. Hy sê, leer om goed te doen. Soek die reg. Soek dit wat vir God reg is. Soek dit wat vir God wel aangenaam is. Dit wat hom tevrede stel. Dit wat hom gelukkig hou. Dan sê hy, beteel die verdrukker. Weet jy hoe baie mense behandel hulle werksmense asof hulle 'n klomp honde is? Behandel hulle werksmense asof hulle niks is nie. Hy sê, pas op dat jy nie 'n verdrukker is nie. Pas op hoe jy mense onder jou hanteer. Hoe jy met hulle werk. Hy sê, beteel die verdrukker. Dan sê hy, doen reg aan die wees. Is 'n paar wees hier onder ons. Doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. En dan sê hy in vers 18, kom nou. God nooi jou uit vanoggend. Die God van die heelal kom na my en jou toe. Hy buig af. Hy sê kom nou. Wat moet ons doen? Laat ons die saak uitmaak. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Weet jy, ek en jy moet na God toe gaan. Gaan nie na jou toe kom nie. Hy verwag van jou om die eerste tree te gee. Hy staan met oop arms. Hy sê in Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop. Hy staan hier by jou hartsdeur. Hy vra vir jou, hoe lank gaan die wêreld jou nog besig hou? Hoe lank gaan jy nog besig wees met die dinge van die wêreld en dan vergeet jy van God? Wie van julle aanbid vreemde gode? Wie aanbid? Nie een van julle nie. Julle lieg. Sorry, julle jok. Ons almal doen. Jou kinders word 'n God. Jou selfoon word 'n God. Jou werk word 'n God. Alles wat jy bo die Here sit, word jou God. En die Here sê vir jou volgende, kry klaar daarmee, ek nooi jou uit. Kom, laat ons hierdie saak uitmaak, laat ons regmaak. Dan sê hy, in vers 19, Jesaja 1 vers 19, as julle gewillig is. Kan jy sê, Here, ek is vanoggend gewillig om u in te nooi? Ek is gewillig om vir u te sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor u. Verander my denke, verander my lewe. As julle gewillig is, en luister, is daar 'n gevolg. Wat is die gevolg? Sal julle die goeie van die land eet. Miskien moet jy die Here vra, Here, hoekom werk my lewe nie uit nie? Here, hoekom gebeur dit dat ek teen 'n muur vasloop die hele tyd? Dalk is dit omdat jy nie gewillig is en luister nie. Jy's dalk gewillig, maar jy luister nie. Saul het nie geluister nie. Hy was gewillig, maar hy het nie geluister nie. En het om sy koningskap en die Here sê vir Samuel, gaan sê vir Saul, ek is spyt dat ek hom ooit koning gemaak het. Weet julle, ek vra die Here, ek wil nooit hê iemand sê ek spyt Malcolm dat ek jou oor hierdie gemeente aangestel het nie. As jy van julle is wat voel, ek kom julle te na, wat sê hy? Laat ons die saak uitmaak. Kom praat met my, kom sê, pastoor, jy's 'n struikelblok vir my, laat ons dit kan regmaak. Jy gaan voor die Here staan. Weet jy hoe baie mense gaan die hemel mis oor een ding? Bitterheid en onvergewensgesindheid. Jy moet nie dink jy gaan hemel toe as jy sit met bitterheid in jou hart nie. Hoekom nie? Want God sê, ek is 'n God van liefde. Hy sê as jy in Matteus 6 vers 14 sê, as jy vergewe, sal die Here jou vergewe, maar as jy nie vergewe nie, kan die Here jou nie vergewe nie. Wat gebeur?
Jy luister nie, jy bid in die ceiling vas. Jou gebede gaan net tot daar, want jy's 'n oop teiken. Die duiwel speel met jou woermoer, kry klaar met jou sonde. Maak reg. Weet jy wat wil die Here vir ons nog sê? Wat wil hy in ons inprent vandag? Satan is reeds verslaan. Hy kan nie meer hou vas. Jy weet, ons gee ons altyd die duiwel die skuld. Is ons altyd die Satan? Is jou keuse, my boetie, my sussie. Die saad wat jy in die grond gesit het 2 jaar terug, of 3 jaar terug, of 5 jaar terug, het vandag vir jou oes opgelewer. Kom eerder by die Here en sê, Here, ek is jammer, ek het 'n verkeerde saad in die grond gesit. Help my dat ek vandag daai saad kan regmaak. Laat ek 'n ander saad kan insit. Laat hy 'n ordentlike saad opbring. Hy sê in 1 Johannes 3 vers 8, die Seun van God het juis gekom om die werke van die duiwel tot nul te maak. Hou op my verskoning te gebruik, ek is net mens. Ons almal is net mens. Maar weet jy kom ons net mens? Omdat ons net mens is en te min woord. Omdat ons net mens is en te min woord en gees binne in ons het. Hy sê in Kolossense 1 vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Hoorie wat sê hy? Satan is oorwin, hy het ons uit die mag van die duisternis uitgebring. In die koninkryk van die Seun van sy liefde. Sy liefde het hom afgebring aarde toe. Nie ons sonde nie, sy liefde om ons te help om die sonde te oorkom. My en jou liefde oorwin die wêreld. My en jou liefde oorwin die sonde. Waarin kan ons volmaak wees? Kan ons volmaak wees? Kan ons? Die Bybel sê as jy volmaak wil wees, gaan hy net lief. Ons sê ons kan nie volmaak wees nie, hy net lief. Jy hoef net jou naaste lief te hê, jy hoef net mense lief te hê, dan kan jy volmaak wees. Hy sê in vers 14, Kolossense 1 vers 14, in wie ons verlossing het, deur sy bloed, wat ons vanoggend ervaar het, naamlik die vergifnis van die sondes. Weet jy, God het jou sonde vergewe, maar het jy die sonde gelos? Jy kan nie sê, Here, ek is vergewe, maar jy hou aan met die sonde nie. Jy kan nie sê, Here, ek bely maar net elke keer en dan. Jy is by die verkeerde kerk as jy dit wil doen. Kry klaar met die sonde, beweeg aan. Hebreërs 10 vers 26 sê, as jy tot die waarheid gekom het en jy volg nie daai waarheid nie, is daar vir jou geen vergifnis meer nie. Bly by God se waarheid, volg sy woord. Kolossense 2 vers 13 sê, en julle wat dood was, deur die misdade. Die sonde maak jou dood, my boetie en my sussie, maar ons bly nie by die dood nie. Ons bly nie by die misdade nie, ons het aanbeweeg. Hy sê, en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al julle misdade vergeef het. Prys die Here, man. Sê vir die ou langs jou, ek is vergewe. Ek is vergewe, my sonde is weggevat. Dan sê hy in vers 14, en die skuldbrief. Kan julle onthou met Job? Wie het vir Job aangekla? Die Satan. Hy het vir die Here gesê, Here, U het hom geseën in Job 1 vers 10. Kom hy en hy sê, Here, U het hom geseën, U het hom vir die werk van sy hande geseën, U het hom voorspoedig gemaak in al sy weë en hom ryk gemaak. Hy sê, maar Here, vat dit net weg. En hy sê vir die Here sê, okay, hier is hy. Maak met hom wat jy wil nie, mag hom net nie doodmaak nie. Maar weet jy wat? Duiwel het nie meer hy reg nie. Hy het nie meer hy reg nie. Hy kan my en jou nie meer voor die Here gaan tempteer nie. Hoekom nie? Die skuldbrief is aan die kruis vasgenaal. Skuldbrief waarmee hy ons aankla is weg. Weet jy wie kla jou nou aan? Jou gewete, jou sonde. Dit kla jou nou aan. Die Heilige Gees kan jou nie meer, die Heilige Gees kla ons nie aan nie, hy oortuig ons. Hy is 'n God van liefde. Dan sê hy, die skuldbrief teen ons was met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Hy boetie, jou skuld is weg, jy moet dit glo. In die Ou Testament, wat moes ons gedoen het om God se genade te kry? Ons moes perform het, ons moes offers bring die hele tyd. Wat moet ons nou doen? Nou moet jy glo. As God se woord sê dit is so, die skuldbrief is weggeneem, moet jy dit glo en jou lewe daarvolgens inrig. Dan sê in vers 15, nadat hy die owerhede en magte, met ander woorde, waar is ons worstelstryd? Ek gaan dit nou vir julle wys. Sy owerhede en magte, die Satan se trawante, uitgeklee en hulle in openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. En dan lees ons in Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie vlees en bloed nie, maar teen wie? Teen die owerhede, teen die magte,
teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Maar wat doen die duiwel met my en jou? Ons beklei mekaar. As jy gesien, party mense, hy's nooit tevrede nie. As altyd iemand wat hom te nakom, as dit nie sy buurman is nie, is dit die hond aan die oorkant van die pad, as dit nie die hond aan die oorkant van die pad is nie, dan is dit die kat wat te veel miauw, maar kyk, hy soek 'n fout vir alles. Ek noem hulle mos pessimiste. Julle weet wat is 'n pessimis en 'n optimis? 'n Optimis het 'n oplossing vir elke probleem. 'n Pessimis het 'n probleem vir elke oplossing. Jy kry sulke mense, maar prys die Here man, moenie teen hom beklei nie, beklei daai owerheid, beklei daai gees wat binne in hom is. Bestraf daai gees. Eksodus 17 vers 15. En Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: Die Here is my banier, Jehovah Nissi. Weet julle, hoekom maak ons baniere? Hoekom het ons hierdie goed gemaak? Hoekom het ons daai goed gemaak? Om vir iets in te prent. Ons Here wil hierdie gemeente 'n skare tot 'n kudde maak. 'n Skare is maklik om 'n skare bymekaar te kry. Maar wat doen 'n skare? Hulle juig die ou wat daar voor is, maar wat doen 'n kudde? Hulle volg die herder se stem. Hulle volg Jesus se stem. Hulle doen wat Jesus vra. Hulle beweeg in 'n rigting. 'n Skare kom bymekaar en dan sien hulle daar's 'n entertainer en hulle like die entertainment. 'n Kudde. Ou wat in 'n kudde is, begin iets doen. Ek bid so dat jy na hierdie reeks wat ons nou klaar is, maar dis ons titel vir die hele jaar, is 'n skare tot 'n kudde, dat jy betrokke raak, dat jy sê, Here, ek is besig om in 'n rigting te gaan. Hy sê, God my banier. Dit beteken God die oorwinnaar en beskermer. Hy is ons banier, hy trek 'n kalaar rondom ons en red ons uit. Dit simboliseer God se teenwoordigheid, krag en voorsiening in enige stryd. Begin 'n bietjie bely en sê, Satan, as jy my aanval, God is my banier. Hy is my krag, hy is my oorwinning en hy is my sterkte. Ek gaan nie toelaat dat jy my onderkry nie. Partykeer wil ons in die stryd op onsself vertrou. As jy in 'n stryd kom, wat doen jy? Hardloop na die Here toe, sê, Here, ek sit my geloof in U. Wat beteken dit vir ons vandag? Wat wil God vandag vir my en jou inprent? Wat wil hy vandag vir my en jou kom sê? Ek glo wat hy vir my en jou wil sê. Kom ons lees. Eksodus 17 vers 16. En hy het gesê, waarlik die hand op die troon van die Here. Die troon van die hemel. Weet jy, as God sy hand op sy troon sit, sy troon is die waarheid. Waar is Jesus? Hy sit aan die regterhand van die troon. Troon is belangrik. God wil vir jou sê, ek gee vir jou vandag 'n boodskap uit die troonkamers van die hemel uit. Jy moet besluit, wat gaan jy doen? Gaan jy hom volg of gaan jy sê, o Here, oorlog het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Die Here sal vir jou stry, sê Eksodus 14 vers 14 en jy moet stil wees. Hy is jou stryd. Hy sal vir jou stry. Hy sal jou wys in hierdie stryd, wat moet jy doen? En dan lees ons in Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my, in Jesus, vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jy sien as die duiwel vir jou sê afdraande soos vir Job, dan sê Job, opdraande. Hoekom? Want Jesus het hom oorwin. Jesus het die wêreld oorwin. 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer, hoe? In Christus. Jou en my triomf, my poetie en my sussie, dit wat Chas gesê het vanoggend, jou blydskap, jou triomf, jou vrede, lê in Christus. Hy sê, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Wat se reuk? Wat se reuk sê God is ek en jy? Julle is die sout van die aarde. Wat se smaak gee jy in mense se lewe? Wat se reuk skei jy af? Skei jy Jesus se reuk af wat sê, Here, ek maak hierdie ouens positief, of skei jy die reuk van die dood af om te sê, o Here, in my lewe, die petrolprys is nou op sy hoogste. Here, hy gaan nog hoër word, ons gaan dit nie maak nie. Suid-Afrika is nie meer vir ons nie. Of sê jy, Here, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Hy sê die reuk van sy kennis deur ons. Wat versprei jy? Wat is Jesus? Wat is die evangelie? 'n blye boodskap.
Kan jy sê, Here, dis die blydskap in die Here is my beskutting? Kan jy sê, Here, dis vir my lekker om U te dien? Of wil jy sê, Here, dis so swaar. Voor ek die Here gedien het, het my lekker gegaan. Nou dat ek die Here dien, nou het ek aanvalle. Jy gaan aanvalle hê. Hoekom? Jy's in 'n oorlog. Jy het 'n vyand, hy loop rond. Hy ontwerp nuwe missiele wat ek en jy nie ken nie, en dan peper jou met daai missiele, en dan raak jy moedeloos. Prent dit in. Wat moet ons inprent? Het gaan alles oor Jesus. Jesus is die rede vir my en jou bestaan. Jesus is die rede vir ons oorwinning. Jesus is die rede vir alles wat ek en jy het, of nog gaan hê. En dan lees ons in Jesaja 42 vers 1. Daar is my knegt, Jesus, wat ek ondersteun, my uitverkorene, en wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Wat het hy kom doen? Hy het vir my en jou 'n reg voor God kom gee. Hy het vir my en jou kom sê, die Satan is onder jou voete. Wat bely ons elke Sondagoggend? Om slange en skorpioene te trap. Op die aanplanne van die vyand te trap. Maar jy sien, ons laat die planne op ons trap. Ons is nie vloerlappe nie, my boetie en my sussie, ons is koningskinders. Moet ook nie arrogant raak omdat jy 'n koningskind is nie, bly nederig. En dan sê hy, die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowwe lamp het nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hoor jy wat sê, 'n geknakte riet sal hom nie breek nie. Jy sit dalk hier vanoggend en sê, Here, die wêreld, my omstandighede het my geknak. Here, ek is soos 'n dowwe lamppunt. Het jy al gesien 'n lamppunt? Daai vlammetjie is dood, maar daar's nog so 'n rooi dingetjie aan hy put van die lamp. Hy sê, al is dit so, ek sê jou nie uitblus nie. Ek gaan jou sterk maak. Ek gaan jou optel. Ek gaan vir jou sê jy kan. Ek gaan nie vir jou sê jy mag nie. Weet jy dat die mens skryf jou af? Die mens sê jou verlede. Wat dink julle van Oscar Pistorius? As julle nou aan hom dink, wat dink julle? Moordenaar. Wat dink God van hom? Ek het vir hom betaal. Miskien het hy sy sonde bely. Hy het dalk sy saak met die Here reggemaak. Wie van julle onthou, hoeveel rekords het hy gebreek? Hoeveel keer het hy Suid-Afrika verteenwoordig? Maar al wat ek en jy sien, is sondaar, is moordenaar. Wat sien God? Geknakte riet, ek sal hom nie breek nie. Gee hom nog 'n kans. 'n dowwe lampet, ek sal hom reg. Ek sal hom help. Ek sal weer daai vlammetjie in die brand steek. Mag die Here vanoggend jou vlam in die brand steek. Dan sê Here, die wêreld het my hart hanteer. Die wêreld mors met my, maar ek gaan dit nie langer toelaat nie. In die naam van Jesus gaan ek opstaan. Ek is 'n oorwinnaar. Ek die Here het u, vers 6. Jesaja 42 vers 6. Ek die Here het u geroep in geregtigheid en ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, 'n lig vir die nasies. Wat sê Matteus 5 vers 14? Stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie, maar wat sê in die eerste gedeelte? Julle is die lig van die wêreld. Jy sien, Jesus het sy lig in my en jou kom aansteek, sodat ek en jy die lig van die wêreld kan word. Ek en jy moet die lig vir die mense om ons wees, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, en uit die gevangenes diegene wat in duisternis sit. Weet jy hoe baie mense is vasgevang in hulle omstandighede? Hulle voel, Here, daar's nie 'n uitkoms nie. Hulle voel, Here, ek kan dit nie maak nie. Hier sê Jesus, om die gevangenes, om hy koperdeure en daai ystergrendels stikkend te breek en jou uit jou gevangenes wat jy so vassit, die omstandighede wat jou so bind, wat vir jou sê ek kan nie. God sê volgens vir jou, jy kan. God sê volgens, jy's uit daai gevangenes uit, jy moet dit glo, jy moet dit leef, jy moet die Here vra om jou te lei, om jou te help. Jesaja 54 vers 7 sê, vir 'n klein oomblik het ek jou vergeet, maar met groot ontferminge het ek jou vergader. God sê vir jou volgend, jy dink ek het jou vergeet. Ek het jou nie vergeet nie. Ek wil jou vergader, ek wil jou inbring, ek wil vir jou sê, jy het nog 'n kans. In 'n uitstorting vers 8 van toren, het ek vir 'n oomblik my aangesig vir jou verberg. Maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Here jou verlosser. Met wat se goedertierenheid? Ewige goedertierenheid, ontferm my om oor jou. So met ander woorde, my boetie en my sussie, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, God is saam met jou, jy's nie alleen nie. Hy wil jou red, hy wil jou uittel. En uit 'n uitstorting van toren. Vers 10. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk nie, en my ewige vredesverbond nie wankel nie. Wat 'n verbond?
'n ewige vredesverbond wat sê, ek maak jou die kop en nie die stert nie, Deuteronomium 28. Jy sal opgaan en nie onder toe gaan nie. Jy sal vorentoe gaan en nie agter toe gaan nie. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Ek het jou kom red. Ek het die straf gedra dat jy die vrede kan hê, sê Jesaja 54. Ek het my jou krankhede, jou pyn het ek aan my op die kruis geneem. As hulle ook, vers 15, as hulle ook die aanval begin, wie's hulle? Jou vyand, die Satan, selfs mense wat die Satan gebruik, as hulle die aanval begin, dis nie uit my nie. Hy wat op jou aanval, sal oor jou val. Maar julle sien, as die aanvalle kom, wat is die eerste ding wat die duiwel vir jou kom sê? Jy het 'n oop deur. Jy het 'n oop deur. Nou vir die duiwel jou aanval, dis jou eie skuld. Al is dit jou eie skuld, bely dit en sê, Here, hierdie aanval gaan ek nie vat nie. Ek lê dit net daar aan die voete neer en ek beweeg vorentoe. En dan lees ons in vers 17. Elke wapen wat in jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat in jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Wat sê hy? Elke tong wat in jou opstaan, sal jy weer lê. Maar jy sien, die duiwel kom fluister mos in jou oor. En dan kom sê hy vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Dan kom sê hy vir jou, God is kwaad vir jou. Dan kom sê hy vir jou, dis nie vir jou bedoel nie, dis vir die ander ouens beter as jy. Hier sê hy, jy sal uit tong weer lê. Wat profeteer jy oor jouself? Praat jy lewe of praat jy dood? Weer spreek jy daai tong van die Satan of praat jy saam met hom? Besluit vandag, Here, ek gaan teen hom praat. Ek gaan nie glo wat hy vir my sê nie. Ek gaan nie hom toelaat nie. Hy sê, dis die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Jesaja 60 vers 20 sê, jou son sal nie ondergaan nie en jou maan sal nie kleiner word nie. Hoekom? Want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig en die dae van jou treurigheid is verby. Glo jy dit vanoggend of gaan jy sê, Here, pastoor weet nie waarvan hy praat en dis wat God se woord sê. Staan op sy woord, begin sy woord bely. Jesaja 62 vers 6. Hoekom kan ons dit sê? Hoekom kan ons op God se woord staan? O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Prys die Here, ons gaan vir 'n maand lank, gaan ons vir 24 uur nie swyg nie. Ons gaan wagte uitsit op die mure wat sê, Here, ons gaan saam bid. Ons gaan hierdie gemeente hoorvat. Ons gaan ons lidmate dra. Ons gaan saam met hulle wees en dan sê hy 'n mooi ding. Hy sê, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Waar sy beloftes? Hy sê in vers 7, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig het, en maak tot 'n lof op die aarde, totdat hy jou bevestig het, totdat hy gedoen het wat jy sê. Hy sê, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in hierdie woord, elkeen van hulle is 'n ja en amen. Staan op hierdie beloftes in hierdie woord. Hou moet ons is amper klaar. En dan sluit ek af met die laaste twee. Bertus, julle kan so lank vorentoe kom. Lukas 10 vers 18 en 19. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien neerslaan. Met ander woorde, soos 'n bliksemstraal. Die Satan het nie meer 'n reg om my en jou aan te val nie. Glo jy vanoggend dat Jesus het daai plek kom inneem? Jesus het vir jou kom tussen beide tree by die Vader, dat die Satan geen reg meer het nie. Dan sê hy in vers 19, Lukas 10 vers 19. Hy sê, kyk, ek gee aan julle al die mag. Wat se mag? Jesus het die mag gekry. Hy sê mos in Matteus 28 vers 18, aan my, aan Jesus is gegee al die mag. En dan sê hy in vers 19, gaan maak disippels bekeer hulle, so daai mag gee hy vir ons. Ek gee aan julle al die mag om wat te doen? Om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle skade doen nie. Jy sien, gaan jy besluit vanoggend, Here, U het my die mag gegee oor my omstandighede. Of gaan jy vanoggend sê, Here, ek is, julle weet mos ons mos 'n lelike ding wat ons bely. As jy by iemand kom en vra vir hoe gaan dit? O, pastoor, onder die omstandighede, die Here weet, hy gee jou die mag oor die omstandighede, oor die vyand, oor dit wat van jou besit neem. Wie wil net saam met my staan volgende en sê, pastoor, bid net saam met my. Ek wil die mag van Jesus Christus wat hy van my gegee het, wil ek triomfeer oor die Satan. Ek staan op in die geloof volgende om te sê, Satan,
Jy het lank genoeg met my gemors. Wie wil saam met my staan? Sê pastoor, ek doen dit net as 'n teken om vir die Satan te sê, in die naam van Jesus gaan ek hom bind. Here, ons bind vanoggend die werke van die Satan. Matteus 18 vers 18 sê, wat ons op hierdie aarde bind, is in die hemel gebonde. Wat ons op hierdie aarde ontbind, is in die hemel ontborde. Vader, die woord is in ons hart. Romeine 10 vers 19 sê, 10 vers 9 sê, wat jy met jou hart glo en met jou mond bely, dit sal so wees. Here, ons bely vanoggend, Jesus, u woord is die waarheid, u woord is lewe, u woord dra ons dag vir dag. Daar's soveel beloftes in die woord, Here. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat vir my die krag gee. As die aanval kom, dis nie uit U nie. Hy wat op my aanval sal oor my val. Geen wapen wat teen ons gesmee word, sal enigiets uitrig nie. Here, van vandag af, bely ons, dat ons is koningskinders, ons behoort aan 'n lewende God. Ons het U die prys betaal om vir ons lewe te gee. Ons stap hier uit vandag, oorwinnaars in Christus. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.